Ok julle, dan gaan ons nou vandag praat oor 2 Samuel. Daar was nou nogal redelik aksie wat hier gebeur en dit is nou maar waar Dawid basies oorneem as koning. So daar's maar 'n hele paar dingetjies wat hier gebeur het, nie dat daar nie veel gebeur het in 1 Samuel nie. Maar dit is maar hierdie is maar die koningskap van Dawid. Ja, wat net vir my interessant is en ek dink ek het dit in die vorige een ook genoem. Jy weet Dawid jy weet Saul wou hom die hele tyd doodmaak en hy het tog op 2 kanse gehad wat hy hom kon doodmaak. Maar hy het gesê jy raak nie in die gesalfde van die Vader nie. En ek dink ek het gesê, jy weet ek wil wys van hoeveel van ons sal dit kan doen in vandag se tyd. En wat nou nog erger is, jy weet nadat Saul en Jonathan doodgemaak is in die oorlog, het Dawid nog oor hulle geween ook. Jy weet so, jy weet Saul en Jonathan het maar, jy weet is net ander tye gewees glo ek. Ja, ek weet nie, soos ek sê, ek weet nie van hoeveel van ons sal dit kan doen nie. Ek glo nie ek sal dit kan doen nie. Ek glo nie my geloof en my wese is heeltemal so sterk om so te wees oor iemand wat jou wou doodgemaak het nie. Maar ja, anyway, okay. Ek sien, ek wil net noem ook in daan 2 Samuel, word daar weer verwys na die boek van die opregte, the Book of Jasher, as jy nie die Afrikaanse weergawe kan kry nie. So, jy weet, as jy kan sien, daar is 'n boek wat verwys word in die Bybel, wat eintlik in die Bybel moet wees, maar wat uitgehaal is. Jy weet, doen maar die moeite, gaan lees hom maar. Jy kan maar self besluit of hy enige waarde vir jou dra of nie. Maar ek meen die Bybel verwys mos nou nie na 'n boek wat nie daar moet wees nie. Dis mos nou maar so eenvoudig. Onthou dis mense wat dit uitgehaal het en onthou wat staan in die einde van Openbaring. Die wat hierdie sal iets verwyder uit hierdie boek uit sal baie moeilikheid kry. So ja, soos wat ek sê, is maar julle keuse, maar ek sal voorstel as jy die verwysing het, gaan lees dit maar. Usa wat sterf, want hy vat aan die ark, ons weet hoe dit is. Ek dink ek het ook die vorige keer gesê toe die Filistyne die ark gehad het. Jy weet wat hulle so siek geraak het en goeders ontwikkel het. Weer 'n keer, jy weet daar's mense wat sê hy's radioaktief ensovoorts. Maar ja, ek meen hy het net in die ark hy het eintlik probeer help. Ek meen die osse het gestruikel. So ja, is maar sleg. Daniel se vrou kry skaam vir hom, toe hy nou ingaan nadat hy die ark gaan haal het, by waar hy hom nou eers laat staan, want hy het mos gesê hy gaan hom nie by hom laat inkom nie, nadat Usa mos nou gesterf het, hy so 'n bietjie bang geword, maar toe hy nou sien die ander ou word geseën, toe gehaal hy nou die ark, maar hy het nou al daar in die strate rondgehol, van blydskap omdat die ark nou daar by hom aangekom het, en toe het sy vrou nou basies maar vir hom skaam gekry, en sy het nooit weer 'n kind gebaar of niks nie, jy weet, Saul se dogter. So dit wys jy ook maar net, jy weet, jy moet maar ook jou plek ken. En ek praat nie nou net noodwendig spesifiek van vrouens nie, maar jy weet, die gesalfde van die Vader is maar waaroor dit gaan op die einde van die dag. So pas op maar vir dit ook. Nou was dit ook net interessant, ek meen hy sê vir Dawid, jy mag nie vir my huis bou nie. Jy weet, dit is net so eenvoudig, want ek dink later lees ons van, jy weet, hy was meer 'n geweldenaar, 'n ou wat oorlog gemaak het, waar sy seun was meer 'n vredemaker. So mense nou maar so sê, en daar wat hulle ook praat van die seisoene. Mephibosheth word guns bewys deur Dawid as gevolg van Jonathan. Jy weet, omdat dit nou sy seun was, Jonathan se seun. En ek meen dit maak tog nou maar net sin. Ek meen hulle het nog gevlug en toe laat val ek kan nou nie dink aan die Afrikaanse woord nie, maar die midwife om, en daar is hy toe nou ook lam in al 2 voete, al 2 bene seker nou maar. En hier is dan nou een van Dawid se groot moeilikhede, Barseba, wat hy
jy weet, basies bereik het, want hy het dan nou gesien daar, bad van die dak af, en ek meen, ja, en dan word sy nog verwagtend ook op die einde van die dag. En Uria, 'n man, word gestuur om basies dood te gaan. Jy weet, dit is baie sleg as jy daaraan dink, is maar baie dieselfde as wat Saul aan hom gedoen het. Al verskil is, Dawid het nou nie dood gegaan nie, maar Uria het wel dood gegaan. En die straf was natuurlik baie erg, dink ek persoonlik. Ek dink as jy nou nie kinders het nie, dan gaan jy nie dalk heeltemal verstaan nie, maar die straf wat daar gebeur het was baie erg. En ek meen, hy het vir 7 dae daar gevas en geween, terwyl die kind siek was. Maar die kind was toe nou sy straf, en dis hoekom die kind toe nou ook dood gegaan het op die einde van die dag. Ja, ek het nou gepraat oor dit nou al. Ja, dan 'n ander slegte een was vir my die verkrachting van Tamara. Jy weet, Amnon wat sy sussie verkrag het, ek meen, dit was net malligheid. En Absalom wat hom doodmaak. Nou, ja, weer 'n keer 'n moeilike een, maar ek meen, daar het Dawid hom nou nie terug, laat hy terugkom basies na hom toe nie. Ja, ek weet nie, weer 'n keer is dit 'n moeilike een, want ek glo dit is reg wat hy gedoen het. Dalk die manier hoe hy dit gedoen het, was dalk nie reg nie. Maar ek meen, arme Tamara wat, jy weet, net haar broer wil guns bewys, en hy het haar basies nou maar verkrag. Ja. En dan Absalom het ook nou maar obviously verbitterd gewees, en dis hoekom hy toe die koningskap basis van sy vader af wou steel. En ek dink is ook maar weer 'n straf wat na Dawid se kant toe gekom het, dalk omdat hy verkeerd gehandel het met Absalom, op die einde van die dag, want ek meen, ek sien nog steeds wat hy gedoen het, oor wat, ding is, wat is sy naam nou weer, Amnon met sy sussie Tamara gedoen het. So ja, ek weet nie, ek dink is maar deel daarvan. Maar ja, Absalom het toe ons nou sy regsaak daar gaan maak buite die stad, en elke ou wat daar aangekom het hy gesê, nee, kom, laat ek vir jou sê, hoe moet jy die goede doen? Jy weet, dan gaan sê vir die ander mense, ensovoorts, en so het hy half, die goeders weggevat van Dawid af. Dan kom het so ver, dat Dawid op die einde van die dag vlug vir Absalom, soos wat hy ook maar op 'n stadium mos nou maar gevlug het vir Saul, vlug hy nou vir Absalom, sy eie seun, oordat hy, wat hom nou wil dood. En soos wat ek sê, dit gaan maar ook gepaard, dink ek, met verwyte ensovoorts, oor die hele storie oor Amnon. Jy weet, en dan is daar nou 'n geveg tussen die spul, Dawid, jy weet, en Absalom word nou doodgemaak. Is nou interessant, altyd mos nou maar die hare storie, wat hy mos nou gehang het aan die boom, van sy te veel hare. Jy weet, soos jy ou is, sorg maar dat die hare kort is maar my opinie. Maar anyway, dit nou maar daar gelaat. Maar tog weer 'n keer, na die hele storie, nadat Dawid nou maar gehoor het, Absalom is nou dood, het hy ook nou weer getreur, oor weer 'n keer iemand wat hom wou gedood het, jy weet, het hy nog steeds na hulle dood getreur oor daai persoon. So hy was vir iemand wat so sterk en goeie koning ensovoorts was, het hy maar ook 'n klein hartjie gehad, veral vir sy naaste familie. So dis nogal interessant as jy dit so optel. Maar ja, ek wou dit ook maar net bietjie bygesit het daar. En dan natuurlik kry jy nou weer 'n noem van die reëse, want jy het mos nou maar al gehoor van Goliat ensovoorts, maar dan praat hulle nou weer van die Rafaite, wat Dawid weer van hulle toe nou vermoor het, of gemoor het in oorlog, en hulle toe nou basies nou maar so ver as moontlik uitgewis het. Dan op daai van die Rafaite, interessante verwysing van die 6 vingers en 6 tone. Ja, dit is ook maar iets wat nogal redelik veralgemeen is onder hulle. Ek wil dalk net noem,
Again, soos wat ek nou al voorheen gesê het, mense, dis maar slegs my opinie. Ek dink daar's 'n bietjie van 'n verskil in opinie. Ek dink natuurlik, julle moes al gehoor het van die woord Nephilim. Nou Nephilim is die 200 engele wat geval het op die berg van Hermon, of Herman, as jy dit nou so wil vir Afrikaans. Ek glo hulle is die Nephilim, of Nephilim. Maar, die Raphaim, of Raphaïte, dink ek is die reëse. Weet, mense kan dalk met my verskil. Dis eintlik maar seker semantics, maak nie regtig saak nie. Maar dit is nogal interessant as jy dit so kyk daarna, dan kan jy nogal duidelik sien wanneer hulle van sekere goede praat ensovoorts. Nou ja, ek wou dit maar net daar bygesit het, want ek weet baie mense dink die Nephilim, wat beteken om te val, is die reëse, maar dit is nie, ek dink mense interpreteer het verkeerd. Die Nephilim was spesifiek, jy weet die engele wat geval het. Ja, en dan wil ek net laat ek dit gou koekeloer hierso. O ja, natuurlik Dawid wat toe nou die volk gaan tel, wat nou ook nou weer teen die vader se wil was, en hy moes toe nou kies wat moet gebeur. Either moet daar hongersnood wees, of hy moet alweer op die vlug slaan, of daar's pes onder hulle vir so ruk. Ek dink dit was 3 dae as ek reg kan onthou. En daar sterf 70.000 man. Maar wat interessant is daar as jy lees, is wat hy verwys na die engel, wat die engel mos toe nou gekom het op die dorsvloer van daai een ou. Jy weet, weer 'n keer, ons moet verstaan, ek dink ons het in die vorige een nog gekry waar ek gesê het van Saul, die bose gees wat na Saul toegestuur is deur die Vader. Hier kry jy weer die verwysing na, dis die pes wat gestuur is onder die mense, en dit is 'n engel wat die pes bring, en hulle dan nou daarmee doodslaan, kan jy nou maar so sê, of dis wat in die Bybel staan. Wat ook maar interessant is, jy weet, ons dink baie keer, engele is hierdie godly wadly oukies, en dit is nie eers naby die waarheid nie. Hulle is, elke een is gemaak vir 'n spesifieke doel. En jy kry, die woord engel self beteken eintlik maar net boodskapper, en daar is van hulle wat boodskapper is, maar die boodskappers is, maar daar is baie van hulle wat ander werke het, soos byvoorbeeld om pes te bring, ensovoorts, ensovoorts. Ons het nou al voorheen in die Bybel gelees waar hulle 'n klomp mense doodslaan in een aand, sonder dat die Israeliete handlig. So dis net interessante enetjie daai, so hou dit maar in gedagte, ons moet begin verstaan waarmee ons te doen het, en bietjie in die geestesruim ook begin verstaan. Jy weet, dit is nie grappies of soos baie ouens sê, is nie 'n komboja oomblik nie. Maar oké julle, dis 2 Samuel. Interessant is maar te doen, soos ek gesê het, met die lewe van Dawid. Hy was 'n baie interessante karakter in my opinie. Snaakse dinge aangevang, maar was ook seker van die geloofsterkste mense in alles wat hy gedoen het. En baie van dit sal ons nou optel, ook as jy die boek van Psalms lees. En jy weet, dit was maar vir my, ek dink jy kan baie leer as jy die lewe van Dawid vat, en jy weet, dit goed gaan bestudeer en goed deurlees, en maar baie van die goed kan jy ook maar toepas, soos wat ek sê, want op die einde van die dag is daar baie van daai goede wat jy ook maar in jou lewe kan gebruik, en jy sal waarskynlik beter afwees. Maar natuurlik nou nie die slegte dinge, jy moet nou nie 'n ander man se vrou gaan steel nie. Dis nogal een wat ek sal voorstel, jy maar eerder los, want daar soek jy nou net vir moeilikheid. Maar, en verstaan mooi, ek dink 'n ander les wat ons nie altyd agterkom nie, is die straf wat Dawid byvoorbeeld nou daar gekry het, oor daai storie wat hy vir,
jy weet, vir Barseba gesteel het, op die einde van die dag, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, en haar man laat doodgaan het met die swaard, so hy het hom eintlik maar vermoor, en sy eerste kind is van hom al weggevat. Nou gaan iemand dalk vir my sê, ja, maar dis nou wreed, want nou kry die kind die slegte tyding daarvan, maar ons moet een ding onthou, en nooit dit uit perspektief uit verloor nie. Jy wil nie hier wees nie. En onthou nou as ek nou dit sê, beteken nie jy moet jouself nou gaan uitsort op jou eie manier nie, dis nie waarvan ek praat nie. Wat ek van praat is ons leef ons lewens om eendag 'n ewige lewe te kan spandeer in die hemel, of wat ook al jy dit nou wil noem, the ever after, of hoe ook al jy dit sien. Onthou, ons is eintlik maar 'n oogwink wat ons op aarde is, teenoor 'n ewigheid. En dis hoekom jy moet verstaan, ja, dit is sleg, jy weet, die kind het niks gedoen nie, hulle is onskuldig, maar dit is ook die mooi deel daarvan, hulle, soos wat ons later ook in die boek sal lees, hulle is onskuldig, so hulle gaan direk op. Jy weet, daar is nie 'n judgment seat wat vir hulle wag nie, want hulle is kinders. En ek dink baie mense verstaan ook nie daai ding heeltemal mooi nie, veral as dit by doop en sulke goed kom nie. Maar dit nou maar daar gelaat, ons sal later daarby uitkom in die Bybel. Maar ja, maar ek wil net reitereer en vir julle sê, verstaan net mooi, dat as jy die katstreel hier, meeste van die tyd kry jy jou strafhokkie. Dis maar cause and effect. Jy weet, as jy die hele dag mense loop en verneek, ergens gaan jy en iemand vasloop wat jou gaan vastrap. En hy gaan jou uitsort, is maar hoe dit werk. Ok julle, ek gaan daar eindig, ek begin nou eintlik maar net babbel, so ek wil maar vir julle sê, julle moet 'n wonderlike dag hê, en dan praat ons maar weer, met die volgende een. Ek dink die volgende is nou konings waarmee ons begin. Ok julle, bye.